Vandaag is nou die 1 Mei 2026. Die wêreld is nat en ek het 'n vermoede ons gaan 'n baie koue winter hê. Ek wil net nog so 'n klein bietjie gesels oor die 4 tot 8 weke. Hoe hulle slaappatrone bepaal. Hy gaan sit op 'n plek waar hy die 2 laaste ligte wat jy afskakel kan sien. Of is dit jou kombuislig en jou slaapkamerlig, of 'n stortlig, 'n badkamerlig en 'n slaapkamerlig, of miskien die woonkamerlig en die slaapkamerlig. Wanneer daai 2 ligte afgaan, dan weet jy gaan nou bed toe. En dan van daar af werk hulle 1 uur en 'n half na 2 uur uit om te verwag dat jy dan in daai diep slaap sal wees. Nou die boek is so amper 400 bladsye wat elke aspek baie mooi verduidelik. En omdat ons voorkomingstegnieke, die metodes wat ons gebruik om hulle te ontmoedig om voort te gaan met 'n aanval, eerder as om hulle op heterdaad soort van te betrap. Ek kan nie daai boek in boekwinkels verkoop nie. Dis waarom ek hierdie telefoonnommer op die boek het. Want die telefoonnommer gaan na Edith Kleinhans toe en sy versprei die boeke. Sy verkoop en versprei die boeke. So jy kan haar bel, die boek gaan jou baie help. Die boek het duisende mense al gehelp om aanvalle te voorkom. Of waar hulle binne in aanvalle was om dit te ontlont. Maar rondom die voorkoming en ontlonting kan ek nie te veel vir jou gee nie, want kriminele kyk ook YouTube en TikTok en Facebook. So ek kan nie my planne wat vir 33 jaar effektief deur die land werk, nou openbaar maak op YouTube en TikTok nie. Dit gaan net nie werk nie. Maar wat ek wel kan doen is, ek kan vir jou 'n paar idees gee. En die eerste ding is rondom gordyne. Nou hier agter my is 'n blinder. Nou aan die kant van die blinder, kan jy sien daar kom 'n bietjie lig deur. So mense wat buitekant is, kan sien wanneer die ligte binne in die huis aan is, maar hulle kan nie insien nie. Die meeste gordyne is van so 'n aard, dat as jy nie aan buitekant staan, kan jy sien hoe die mense binne in die vertrek loop en waar hulle sit. En ek wil hê jy moet vanaand, as dit nou donker is en jou ligte aan is, gaan staan 'n bietjie buite op die gras en kyk in, of buite in jou tuin, en kyk in by jou huis, deur die toegordyne, slaapkamergordyne. Mense wat mooi plekke bly, met 'n koppie wat 'n uitsig gee, of die see wat 'n uitsig gee, is geneig om nie hulle gordyne in die aande toe te maak nie, want hulle wil dit sien. So trek die vrouens aan en uit, want wie sal nou daar sit? Op plaas het ons paadjies gekry, wat stap na die heining toe, of na die kant van die werf toe, van waar af hulle die slaapkamer kan kyk, want die vrou gee elke aand vir hulle stripsie, of die dogters. In Windhoek is daar baie mooi huise, wat teen hierdie rande en koppe uitkyk. Ons het groepe gekry, wat daar gaan sit in die middag, en van die aande, om te kyk as die vrouens vir hulle nou stripshows gee. Maak jou gordyne toe. Maar jou gordyn moet 'n binnegordyn ook hê. Dit hoef nie heeltemal 'n blok te wees nie. Party mense se gordyne is so, as hy toe is, kan jy nie sien of waar lig aan of af is in die huis nie. En ek wil hê, hulle moet kan sien wanneer die ligte aan en af is. So jou gordyn moet nie heeltemal die lig blok nie, maar jou binnegordyn help, hy weerkaats die lig, sodat hulle nie van buitekant af, deur jou gordyn, kan sien waar jy binne in die huis sit. So Piet de Beer het een ou, hy het so met sy rug so na die ry toe gesit, terwyl hy TV gekyk het, en 'n ou het agter hom kom staan, en hom deur die nek geskiet. Dieselfde tyd het hulle Tannie Maxie binne in die kombuis doodgeskiet. En toe hulle haar skiet, het hy beweeg, toe skiet die ou, plaas dit hom agter die kop skiet hy toe sy aar af, en Piet druk die sneller van sy haagiewer, want hy het vermoed iets is nie reg nie. Ek sal later daai storie verduidelik. Maar die feit dat daai ou kon buite kan staan, presies sien waar ou Piet binnekant binne in die huis gesit het, om hom van buitekant af deur die ry te skiet. Dis nie goed nie. So, dis baie goeie idee om 'n binnegordyn te hê. Die politiek is besig om ons stabiel te raak. Natal is dan besig om op te wen teenoor die uitlanders.
Natal is natuurlik interessant, want dit is nie net onwettige immigrante nie. Hulle sê Zululand is vir die Zulus, en as jy nou Pedi of Botswana of Venda of Xhosa is, en jy kan nie 'n lekker Zulu dialek praat nie, dan gaan jy ook sommer 'n pak slaag kry. Maar die bedreiging is nog nie teen ons nie, wat Afrikaans praat en wat wit is nie. En nou is baie Engelse Afrikaners of Engelse Suid-Afrikaners wat eintlik ook inheems is. Hulle is nie teen ons eintlik gemik nie, maar ons moet nie by hierdie gevegte betrokke raak nie. So die heel eerste ding is kry jy gordyne reg. Kom ons sê, daar's 'n ander interessante ding wat gebeur het. Jou kinders gaan slaap in dieselfde tyd as jy nie. So jy gaan slaap, kom ons sê 10 uur en jou kinders is nog met allerlei speletjies besig, hulle gaan slaap eers 12 uur. Vir hierdie aanvallers om jou binne in jou bed wakker te maak, moet hulle julle twee sinkroniseer. So hulle gaan dan na 12 uur by 1 uur se kant 'n insident skep wat almal in die huis wakker maak. Dan gaan almal op bystand wees en kyk wat aangaan en dan later agterkom, miskien was dit van net 'n tak wat van die boom af op die dak geval het of iets logies lyk dit. En daarna gaan slaap almal gelyktydig. En wanneer almal dan gelyktydig gaan slaap, kan hulle van daar af 'n uur en 'n half na 2 uur uitwerk en dan sal hulle die hele huis in slaap kry. Ek dink dit is so 2 weke terug wat daar weer so 'n insident was waar mense 'n partytjie gehou het, 'n verjaarsdagpartytjie, en toe in die nag 'n insident, almal in die huis wakker en op en af, en toe gaan slaap almal gelyktydig. En 1 uur en 'n half, 2 ure later, hier by 3:30 die oggend, toe is dit sulke tyd. En hulle sê dat hulle huis, daar was 'n gas in die huis, en almal was dood. Hulle spyt nie 'n gas in jou huis nie. Dis 1 uur en 'n half na 2 ure nadat jy gaan slaap het, wat jy so doodslaap. Ek vra vir hulle, het julle die volgende môre met dik koppe wakker geword en droë monde, asof jy narkose gehad het? Ja, hoe weet jy dit? Want dit is die chloroform lappie wat dit veroorsaak. Hulle het ingekom en julle aan die slaap gemaak. Maar wat gebeur wanneer hy in die huis kom en hy is nie seker of jy slaap nie? Maar hy wil by jou uitkom. Dan skep hy insidente binne in die huis. 'n Een ou tannie sy het alleen gebly, hulle het die kos op die stoof gebrand. En sy ryk hoe brand die boontjies, om uit te gaan om te gaan kyk. Of hulle stamp goed af binne in die huis, breek glase, skep insidente, maak geraas, sodat jy moet uitstorm. Daar's een plek binne in jou huis, waar hy kan staan, waar hy die grootste gedeelte van die huis kan sien. Hy kan byvoorbeeld in die gang afkyk en al die kamerdeure sien, terselfdertyd 'n gedeelte van die kombuis en van die woonarea van die huis. As jy binne in jou huis gaan staan en jy soek daai plek waar jy die grootste gedeelte kan sien, waar jy eers gaan sien wanneer iemand van die kamers afkom, of van die woongedeelte of van die kombuis af. Daai punt is jou hinderlaagpunt. Dis die plek waar hulle jou voorlê, want hulle gaan jou eerste sien. So wat doen ek binne in my huis rondom 'n hinderlaagpunt? Jy kry hierdie goedkoop alarmpies. Wanneer ek ongemaklik voel, iets is nie reg nie. Jy kry so 'n klein rooi alarmpie, wat hy is koordloos, jy sit hom, dat jy daai gedeelte van jou huis monitor, op 'n kassie of in die gang, en as hy geaktiveer word, skree hy, en wanneer as hy sirenetjie afgaan, dan weet hy nie, het jy nou wakker geword, of het jy nie wakker geword nie, en dan het hy nie beheer oor die situasie nie, want nou weet jy van hom, hy weet nie of jy hulp ontbied nie, en jy kan nou maar bel, en jy kan mense sê, luister, hier's mense, hier's ons goed in my huis, en hy moet hoor jy bel, want ek wil by hom die vrees skep. So, vrees is 'n interessante ding. Vrees is om iets te glo wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Hoe langer jy die vrees uitrek, hoe sterker word die verbeelding rondom dit, wat jy moontlik verwag. Net deur met vrees te speel, kan ek die een aan op wie ek die vrees projekteer, deur sy eie brein, sy eie verbeelding, dryf totdat hy van sy kop af is. Dis wat ons met dreigoproepe kry. Dreigoproepe skep by jou daai vrees. Jy weet nie hoe dit gaan gebeur nie, jy weet nie wat om te verwag en wanneer om dit te verwag nie. En daai om nie te weet nie, maak jou mal. Dreigoproepe is dieselfde ding. Dit
druk jy na 'n punt toe, na 'n breekpunt toe, waar jy irrasioneel begin optree. En as hy dan 'n insident skep, hardloop jy reguit in die struik. En dis dieselfde nou met hierdie ding. Nou draai ons dit om, nou sit ons die alarmpie in ons hinderlaagpunt. Die ding gaan af, hy weet jy het dit gehoor. Hy kan hoor jy bel en jy praat, en hy weet nie wat om te verwag. Hoe ver is jou hulp nie? So, dis 'n goeie dingetjie, maar goedkoop om binne in jou huis te hê. Belangrik om nie uit jou kamer uitgelok te word nie. Daar is ek kan nou nie vir jou verder rondom hierdie punt verduidelik nie, maar daar is maniere wat ons sy vrees oorsit en sy turbo laat inskop en dan hy's van 0 tot 100 binne 'n breekte van 'n sekonde. Maar ek kan dit nie nou vir jou verduidelik nie. Wat belangrik is mense het goed wat die krimineel skrik maak. Soos skote wat afgaan en dit word adverteer en mense wat dit het breek daaroor. Die werkers sien dit, die huisbediendes sien dit en almal weet hierso is nou 'n ding wat jou geskrik maak. Wanneer die aanvallers weet dat jy 'n stelsel het wat hom gaan skrik maak en jy maak hom skrik, gaan hy terugkom want hy hou nie daarvan om skrik gemaak te word nie. In die grootste getal aanvalle waarvan ek weet, het die werkers die huiseienaars voor die tyd al gewaar. Want hy jou huisbediende is baie lief vir jou. Party is baie erg oor die mense vir wie hulle werk. Maar wanneer 'n krimineel by haar kom en sê luister, ons soek hierdie inligting van jou werkgewer of ons sny jou kind se keel af. Dan om een of ander rede kies hulle die kind. Kan jy nie sê hoekom nie, maar hulle sal elke keer hulle eie kind bo jou kies. En dan sal hulle terwille van hulle kind se lewe die inligting vir jou vir die krimineel gee wat hulle nodig het. Sê jou bediende gee baie keer inligting, maar is nie noodwendig dat sy skuldig is nie. Of dat sy 'n agenda gehad het. Maar hoe sê jy nou ook weet? Maar sy gaan, as sy in haar hart ernstig is oor die verhouding met julle het, of jou tuinman of een van jou werkers, gaan hy vir jou op snaakse maniere waarsku. Hy gaan sê, wanneer jy dorp toe gaan, dis rowwe tye, jy moet maar die vensters van jou kar toe hou en die deure gesluit hou. As hy vir jou dit sê, dan is dit 'n uit en uit 'n waarskuwing om te sê, jou lewe word bedreig. Dan kan jy nou maar in die dorp en by die huis vir 6 weke na 8 weke of langer tot 3 maande 'n bietjie meer paraat wees. Paraatheid is wakker te wees, om oplettend te wees, om bewus te wees van jou omgewing. En jou verkenners tel paraatheid op. En hulle wil nie iemand aanval wat iets vermoedelik vermoed. Nee, hulle sal nie. So die oomblik wanneer jou paraatheidsvlakke of jou bewustheidsvlakke begin aktief raak, dat jy begin agterkom en bewus raak van wat om jou aan die gang is, gaan hulle terugstaan. Hulle gaan jou nie dan aanval nie. In die tyd toe ons nog die kommandos gehad het, 6%, want daar is baie plaasaanvalle. As meer as 800 plaasaanvalle 'n jaar. Ons sit nou op 400, 450. Ons het daai tyd 850, 860 plaasaanvalle 'n jaar gehad. 6% van daai aanvalle was op kommandolede. Nou kommandolid is niks anders as enige ander mens nie. Hy is net meer bewus van sy omgewing. Dis al. Daai 6% was verantwoordelik vir 94% van alle plaasaanvallers wat tydens 'n plaasaanval doodgeskiet is. Daai 6%. 94% van die aanvallers is deur hulle doodgeskiet. Net omdat hulle bewus was. So aanvallers is baie sensitief vir mense wat begin rondkyk en begin vra. Hulle sal terugstaan 6 maande tot 'n jaar tot 3 jaar, partykeer tot 5 jaar. Maar luister na wenke wat jou werkers vir jou gee, want 'n wenk is eintlik 'n waarskuwing. En 'n wenk, jy kan nie vir ander mense sê, "O Jonas het my gewaarsku." Want die ander mense se huisbediende gaan hoor, maar Jonas is 'n pimpie. En pimpies word doodgemaak. Hoekom necklace hulle werkers? Hoekom necklace hulle mense? Want hulle glo, wanneer jy jou asem, jou laaste asem deur vuur uitblaas, word jy afgesny van die voorvadergeeste en uitgewerp in die buitenste duisternis tot in alle ewigheid. So wanneer hulle vermoed dat iemand pimp en hulle het bewyse dat hy is die inligtinglekkasie, kry hy 'n buiteband om die nek, petrol in, sy hande word vasgebind, hulle steek hom in die brand.
sodat hy vuur sien. Want so word hy afgesny van die voorvadergeeste, want anders kan 'n ander sangoma weer met hom gesels terwyl hy tussen die voorvadergeeste sit en hy kan aanhou pimp. Lang stories oor dit, wat baie interessant is en baie eintlik humoristies is, wanneer jy daarna kyk, maar luister na wenke en moenie uitpraat oor die wenke nie. Neem kennis en neem aksie rondom dit. Vreemde slaapplekke wanneer dit plase is, kry jy in die veld, klein vuurmaakplekkies, klein. Daar lê ook nie kos rond nie. Daar lê nie blikkies en afvalstukke van of papiertjies van blikkies kos of iets nie. Klein vuurtjies wat jy kry, en jy kan sien hierso het mense geslaap. Daai slaapplekkies wat jy kry, is ook 4 tot 8 weke voor 'n aanval beplan word. Dis vir kenners wat in die veld bly en wat vir 'n week of 2 of 3 weke verkenning doen op 'n teiken wat 5 tot 8 km van daar af is. So dis 'n uur se loop vir hulle weg van die huis af waar hulle slaap. So wanneer jy daai klein vuurmaakplekkies kry, dan moet jy weet, goed, hierso is verkenning. Dan kan jy met jou drones begin soek as jy op 'n plaas is, te kyk of jy mense in die omgewing sien. Drones het natuurlik ook 'n beperking. 'n Drone kan net sien wat jy sien. So hy kan nie deur 'n bos iets onder die bos sien nie. Soos hulle onder bosse inkruip met jou drone verbyvlieg, gaan jy hom nie sien nie. Jou werkers is bang om sekere areas in die nag te betree. Want hulle loop gereeld hiernatoe, maar nou skielik is hulle bang om na daai plekke toe te gaan, om daardeur te loop. Wanneer hulle skielik bang is om sekere areas in te gaan, moet jy weet, daar's iets wat hulle bang maak. En dis heel waarskynlik vir kenners wat in daai area bly. Ek praat nou baie van 'n Piet, ek dink 'n skalkmeester sy buurman. Het die oggend verbygery dorp toe, en hy ry by Piet verby, en toe sien hy die 5 ouens daar onder 'n bos sit. Maar hy het dit nie geregistreer nie, want dis 5 mense wat onder die bos sit. En hy het later die middag teruggekom en hulle was nog daar. En dit vreemde mense wat hy nie ken nie, hy het spesifiek gekyk en gesê hy ken hulle nie, maar het hom nie geplan. Eintlik moes dit, maar hy het nie geweet nie. As hy geweet het, kon hy daai tyd die komando begin aktiveer en was Maxie waarskynlik vandag nog lewendig. Maar dit was nie sy skuld nie, want hy het nie geweet nie. Maar nou, as jy in 'n area ry en jy sien 'n vreemde groep ouens op 'n sekere plek sit, neem kennis en maak ander mense bewus daarvan. Want wanneer hulle bewus raak dat iets vreemd in die omgewing is, dan is daai bewustheid alreeds in groot mate voorkomend. Op plase kan ons ook kyk na voertuie, vreemde voertuie wat by jou werkers kom, en wanneer jy nader kom, spring hy ouens in die kar en ry hulle weg. As jy vir jou werkers vra, wie was dit? Dan sê hulle, nee, hulle weet nie, maar die mense het net pad gesoek. Daar's 'n rede hoekom hierdie ouens skielik in die kar klim en wegry, wanneer jy nader kom. Iets wat vir jou moet sê, die werker waar hulle was, is nou vir jou verdag, en nou moet jy begin rondkyk vir ander aanduidings, of daar nie dalk iets by jou beplan word nie. En jy begin nou vir volgende 2-3 weke bewus raak, dat jy moet wakker wees en kyk vir vreemde gedrag. Mense sê dat ganse is goeie waghonde, ganse is glad nie 'n waghond nie, ganse is 'n gans. En as jy 'n groot trop ganse het, is hulle eintlik heeltemal nutteloos. Paartyd skree hulle dwars deur die nag, en as jy in die nag nader kom, en jy loop stadig, dan sê hulle tweet, 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 en dan stap hulle uit, waar hulle veilig voel, sonder om 'n geraas te maak. So ganse is glad nie 'n waghond nie. Mense wat sonder ID-boeke kom werk soek, of sonder 'n ID-boek, sonder 'n paspoort, sonder werkpermit, as dit nou uitlanders is. Suid-Afrikaners sonder ID-boeke. Altyd, die ID-boek is gesteel, of uit gebrand. Is of gesteel of uit gebrand by die huis, meneer, ek het nie nou ene nie. Daai ouens is meeste van die tyd vir kenners wat ingestuur word om saam met jou te kom werk, jou routines te bepaal. Alles wat hy dokumenteer van jou word op 'n leer gesit, sodat hulle vorentoe 'n baie goeie idee het van hoe jy dink, hoe jy reageer op goed wat weggeraak het en terugkom, hoe jy reageer op, kom ons sê, om jou algoritme te bepaal. Want dit maak toekomstige verkenning baie makliker, en soms wat ek gekry het in, waar was dit, Belfast, waar hulle tegnies 'n sluipmoordenaar, 'n Zimbabwese sluipmoordenaar, op 'n plaas dat werk het, in die tuin
vir 'n spesifieke ou wat hulle op 'n sekere stadium wou uithaal. En die genade het ons hom nou ontbloot en hy het die pad gevat, voordat hy enigiemand vermoor het. Mense wat vir baie lang tydperke binne sig van jou huis sit, hulle sit net daar, dit lyk asof hulle dalk wag vir die bedienis om verby te kom, dit lyk soos klomp bedienis wat daar so sit en koek en tee, maar hulle is eintlik besig om iemand in die straat se roetine te monitor. 'n Goeie wenk, en ek het dit verlede week weer gesien, waar hulle in Natal 'n vrou wou ontvoer. Nou die man en die vrou is bewus van dit, en die ou het 2 ingangshekke in dieselfde straat na sy erf toe. En toe sy vrou van die werk afkom, toe ry hulle eerste, en hulle kom parkeer by sy eerste hek, met die ligte aan, en toe sy verbykom, sien sy daar staan die voertuig en sy ry verby die huis. Sy bel haar man en sê, daar staan 'n ou voor die hek. Hou hulle op die kamera dop, sy ry mos nou verby. En toe sy verby ry, toe trek hulle weer uit. Toe dit vir haar veilig is, toe het hy klaar die hek vir haar oopgemaak, dat sy inry en hy maak die hek toe. Dis beheer, dit is voorkomend. Dieselfde plek, selfde hek, paar jaar terug, was 'n voertuig gekaap. Hierdie keer wou hulle nie die voertuig kaap nie, wil die vrou ook saamvat. Maar dit het nie gewerk nie. Die man was bewus daarvan. Daai bedreiging gaan vir lank aanhou, want dit is die plek waar hulle bly, is in 'n area wat deur die dwelmkartelle so van oorgeneem is. En hy is nou nog een pysie wat in die pad is. Stil intimidasie en dreigemente is hulle besig om hom te intimideer, maar ek dink hy is in sy gesin is redelik bewus van alles. Dis nie altyd lekker as jy weet jy is nou definitief 'n teken en 'n probleem vir 'n gemeenskap nie, maar omdat hulle bewus is daarvan, kan niks realiseer van die misdadiger se kant af nie. Kom ons gesels net bietjie vinnig. Hoe is dit moontlik vir 'n aanvaller om suksesvol te wees met 'n aanval? Daar is 'n staande reël in alle weermagte, en dit is dat jy nie aanval as jy nie die verrassingselement het nie. Nou toe ek juniors leierskursus was, word ons hierdie ding geleer in Oudtshoorn, en sê, jy val nie aan as jy nie die verrassingselement het nie. En ek vra die korporaal nou, wat is die verrassingselement? Hy sê, fokman, dis mos die verrassingselement. Hulle het nooit vir ons verduidelik wat dit is nie. En die verrassingselement, jy kan nooit iemand verras. Verras is kom ons sê om iemand skrik te maak, verras jou mos. Sê, jy kan nie iemand skrik maak as hy jou sien kom nie. Jy kan nie iemand skrik maak wat verwag jy gaan hom nou skrik maak nie. So die verrassingselement is om wanneer jy dit het, kan jy jou opponent laat spring en skrik. Om die verrassingselement te kry, het jy misleiding nodig. In Engels deception. Jy moet sy aandag aflei na iets anders, sodat jy hom kan verras. So jy het altyd misleiding nodig, voordat jy hom kan verras. Die ouens wat skopskiet en donderkursusse doen, jy kan so vinnig wees as wat jy wil, maar as jy nie jou opponent eers mislei nie, gaan jy hom nie raakskop nie. Die FBI het 'n studie gedoen vir 'n vrou om 'n man suksesvol tussen die bene te skop, is 1/400. Sê, jy moet vrek fiks wees, jy gaan 400 keer skop, voordat jy hom raakskop. Of jy gebruik misleiding, jy skop hom in die eerste ou raak. So, dit is waarom jy nou sien ouens wat, kom ons sê, ontwapeningstegnieke oefen. Sal so nader kom en sê, jammer, ek is vreeslik jammer, totdat hy binne trefafstand is om die wapen te vat. Dieselfde beginsel werk met aanvalle. 'n Aanvaller wil hê jou kop moet met iets anders besig word. Jy moet op jou selfoon sit en kyk, jy moet sit en TV kyk en drink, jy moet nie verwag dat hy op pad is nie. Soos jy Saterdagmiddag lekker op jou bank sit en jou bier drink en TV kyk, en hy kom hierso van die kant by die oop kombuisdeur in, met 'n pistool in die hand, en jou vrou gee 'n gilletjie, en jy kyk, en jy sien hier staan 'n man met 'n pistool, dan is jy verras. Want misleiding was in plek, jou aandag was heeltemal op iets anders, sodat jy verras geword het. So vir ons, om voorkoming te doen,
leer ons weer, in die boek leer jy dit, hoe om hom te verras. Hy kom om jou skrik te maak en ons gebruik misleiding om sy aandag af te trek, sodat ons die oorhand oor hom kan kry en hy gaan nie in 'n geveg betrokke raak waar hy nie weet of hy kan wen nie. Want hulle werk streng volgens daai militêre beginsel. Ek gaan vir 'n hele ruk nou nie weer video's maak nie. Want ek is 'n bietjie besig hierdie maand en miskien volgende maand tot in Julie. Maar miskien kan ek nog iewers tussenin weer ietsie doen. Maar ek dink ek het vir julle genoeg gegee. As julle boeke soek, kry asseblief die boeke by Edith. Jy gaan dit nie in 'n boekwinkel kry nie. Hier is ons telefoonnommer. Of ja, jy kan bel hom met WhatsApp en bespreek vir jou boek. Want ek weet ook nie of ek die boeke gaan herdruk nie. Ek is ook nou al, wat hulle sê, ernstig bejaard. En so ou weet nooit hoe lank hou hierdie ding vir my aan nie. Maar ons probeer maar, julle moet maar vat terwyl julle kan, maar ek weet daar is geen bullshit in hierdie besigheid nie. Ons wen elke jaar, elke keer. Ek gaan dalk nog een video maak. Ek dink dit is 'n belangrike video. Veral vir die New Age mense. Om net 'n bietjie te verduidelik, want hulle glo mos, as jy positiewe goed dink, kan positiewe goed manifesteer. Wat in 'n mate so is. En hulle sê God, ons is na God se beeld geskape, daarom is ons klein ek is. Die ding is net, nie heeltemal so nie. God het soveel dimensies wat ons nie kan beskryf nie. En ons het die vermoë om te skep. AI is 'n baie goeie voorbeeld. AI is na die beeld van die mens geskep. Met ander woorde, hy het die vermoë om te kan dink, blykbaar, of binne die volgende 5 of 10 jaar. En hy het 'n vrek vinnige vermoë om klomp inligting bymekaar te sit en te verwerk en 'n vertolking te gee. Wat briljant is vir ons, hy is na die beeld van die mens geskep, hy is nog vinniger as 'n mens, maar dit is nie 'n mens nie. Hy is op 'n ander operating system. Ek het 'n foon, Android, was dit S24 Ultra. Ek vra vir Vodacom, wat kos hierdie foon? R40.000. Ek gaan kyk op Temu, kry dieselfde foon vir R3.000, of minder as R3.000. Dis presies dieselfde foon as wat Android sin is. Maar Android werk op 'n Android operating system en hierdie ene is op 'n OS operating system, soos Nokia se operating system. So is 'n bietjie stadiger. Hy het al die geheue, hy het alles wat Android het, en dit is 'n Android foon met 'n OS operating system. So hy is na die beeld van 'n Android, maar is 'n ander operating system. So is ons mense 'n ander operating system. Want ons is binne in 'n lyf met water en vleis en bloed, met baie beperkings. Ons is nie God nie, maar hy het aan ons die woord gegee, en in die mag van die tong is lewe en dood. So in daai maat is 'n ander operating system waar hy ons 'n vermoë gegee het wat hy het. Soos wat ons AI 'n vermoë gegee het wat ons het. Maar AI is nie 'n mens nie en ons is nie 'n God nie. Maar ek sal nog later 'n bietjie meer gesels oor dit, oor geloof. As julle belangstel, kan ek dit doen. Julle kan miskien net in die aanleiding sê, wat is geloof en wat is werklikheid? Ek sal nog een so video maak, maar daarna moet ek weer aan die gang kom. Maar baie dankie dat julle gekyk het, en asseblief weer deel hierdie video's met al die vriende en mense en gee hulle 'n kans om te besluit. En kry asseblief hierdie boek by Edith. Dit gaan vir jou deure oopmaak. Jy gaan nie in vrees leef nie. Wanneer jy kennis het, kan jy nie in vrees leef nie. Maar wanneer jy nie kennis het nie, is wanneer jy mislei en verras word. Dit wil ons nie hê nie. Dis nie lekker om wakker te word met 4 ouens wat om die bed staan, jou vrou wakker klap en jou met geweerkolf wakker stamp nie. Dan het jy bek stamp tot jy wakker is nie. Ons keer dit eerder. Ons wil nie hê dit moet gebeur nie, so ons voorkom dit. Maar baie dankie. 'n lekker lang naweek vir julle. Vrede.